Daar gaat ons nou live. OK. Wel, goeienaand aan elkeen. Ek hoop almal kan my hoor as julle inskakel, die wat nou regstreeks kyk op hierdie 22ste van die 5de maand van 2025. As julle nou regstreeks inskakel, gee net vir die video 'n thumbs up en sê net in die kommentaar nommer 1 is die klank reg, nommer 2 van wat se area af kyk jy. Ek hou daarvan om te sien van wat se area af kyk jy mense. En ek geniet dit, so prys die Here. So, daar sy, sit net daar in die kommentaar van wat se area af is julle, en ook natuurlik is die klank reg. Maar ek gaan sommer dadelik wegspring deur om vanaand te wil praat oor hierdie belangrike onderwerp, en hierdie is 'n onderwerp wat my nou die tussengang is om aan te beweeg, om verder te praat waaroor ek wil praat in die taboe reeks, en uiteindelik ek wil eintlik al die taboe reeks 'n ander naam gegee het, want ons dit gaan al lankal meer as net oor die taboe. Ek meen dit is want die volgende, kom ons sê nou maar hoofstukke wat gaan aanbreek is wanneer ek praat oor die demoniese wêreld. So ons praat nou eers steeds oor die hele tyd oor engele ensovoorts, en dan gaan ons begin oorgaan na die demoniese wêreld. OK, maar ek wil net vra as julle ingeskakel is, gee die video 'n like en 'n thumbs up, en mag die Here vir julle baie ryklik seën. En kom ons spring sommer weg vanaand deur om na die woord van die Here te kyk. En kom ek begin net om dit te sê, dat die woord aartsengel, in die Engels archangel, kom in die Bybel in die Nuwe Testament 2 keer voor. Nou vanaand gaan ons praat oor spesifiek archangels. Julle moet maar vergewe, ek het my soos altyd my notas wat ek maak, om wat ek weet wat ek wil sê, of dinge wat ek wil graag sê, wat ek wil deurbring, terwyl ek hierdie reekse aanbied. So ek probeer maar stip by dit bly, dat dit eenvormig is. Maar ek wil vanaand praat onder andere oor die aartsengele, en dan oor wat die Engels noem the Prince of Host, wat genoem word in Daniël hoofstuk 8 en 10 en 12 ensovoorts, en ons gaan daarna kyk, en dit is lekker om te gaan kyk, om bietjie te krap in die woord van die Here, en spesifiek op 1 of 2 karakters in te zoom, en daarna te kyk, en dis hoe die Bybel vir jou groter, en werklik meer vir jou uitstaan, as ek dit so kan sê. So kom ons sommer dadelik na die skerm toe, en dan kyk ons na hierdie Bybelsagte waar op hierdie gedeelte. En natuurlik Judas is aan die woord, en hy spreek, en hy praat van mense wat die kerk sal insluip. Hy sê dat mense sal die kerk in die laaste dae insluip, wat die genade van God verdraai in losbandigheid. En dan sê hy, ek wil julle herinner daaraan aan hierdie mense. En dan gaan hy aan in vers 6, dan sê hy, en die engele wat hulle eie beginsels nie bewaar het nie. Nou, waarna verwys hierdie? Kan enigiemand vir my sê, van waarna verwys hierdie wat Judas van praat? Die engele wat hulle eie beginsels nie bewaar het nie. Wel geliefdes, as jy die taboe reeks volg, dan weet jy, dit gaan oor die engele wat hulle eie beginsels verlaat het, net soos die woord van die Here sê, die engele van Genesis. Nou, kom ek sê net dit. Die woord engel is 'n sambreelterm. Kom ons vat hierdie notapad van my. Die woord engel in die Nuwe Testament is 'n sambreelterm dan sit jy al hierdie geestelike, kom ons sê, werkers, sal ek dit nou maar so noem, onder hierdie sambreel. Dis die Nuwe Testament gebruik engele vir allerhande geestelike, kom ons sê geestelike werkers, geestelike entiteite. In die Ou Testament word hulle spesifiek genoem, die engele, die engel van die Here, die destroyer, wat ook genoem word in die woord van die Here. Ons lees van die gerubs en die serafim, ons lees van die ensovoorts, ons lees van die sar, van die prins, ensovoort. Die Ou Testament gee vir ons baie meer spesifieke name en terme, die seuns van God onder andere. So hierdie engele wat hy hierna verwys in Judas, praat van die seuns van God van Genesis 6, wat hulle eie beginsels verlaat het
en Genesis 6 wat duidelik maak, dat die seuns van God, wat gesien het dat die dogters van die mense mooi is, en hulle het elkeen vir hulle vrou geneem, wie hulle wil, en sovoorts, en julle kan daarvan gaan lees, en ons het in detail al gegaan daaroor, hier in die taboereeks, en ons gaan nog in detail daaroor gaan. So dis waaroor hierso praat, is die engele wat hulle eie beginsel verlaat het. Hy sê daar, en die engele, die Ou Testamentse woord sal wees Benaelim, seuns van God, die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het hy vir die oordeel van die groot dag, dis nou die Here, omdat hulle eie woning verlaat het, en omdat hulle gesondig het die Here hulle oorgegee, en hulle gebind met groot boeie. Die woord van die Here sê dit vir ons hierso nou verder. Hy sê dat maar hulle eie woning verlaat het, dis die seuns van God, het hulle eie woning verlaat, en hulle het vir hulle die van die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis is hulle in bewaring. So Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle wat op dieselfde manier hierdie mense gehoreerd en agter vreemde vlees aangeloop het en as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Tog nou, hy praat nou van hierdie ouens wat insluip in die kerk in, maar hy vergelyk hulle ook met die engele of die seuns van God wat gesondig het, en die Sodom en Gomorra ensovoorts. Dan sê hy hierso in vers 8, tog besoedel ook hierdie mense, net so in hulle drommerye, die vlees en verag die heerskappy en laster die heerlike wesens. Hulle laster die heerlike wesens. En hier lees ons van die een gedeelte waar die woord aartsengel voorkom, in Judas 1 vers 9. Maar toe Michael, nou almal sê bietjie saam met my Michael. Okay, ons sien hom op verskillende plekke in die Bybel. Ons gaan nou na hom verder gaan kyk. Maar toe Michael, die aartsengel, daar gebruik die Bybel hierdie woord aartsengel. In die Ou Testament is daar nie daai woord aartsengel wat gebruik word nie. Daar's en ek sal nou vir julle alles verduidelik wanneer ons daarby kom. Maar toe Michael, die aartsengel, met die duiwel in 'n woordestryd was. Nou, ek wens ek kan nou net die stilstaan en vir julle verduidelik wat agter die skerm hier aan die gang is, in die oorspronklike taal, wat die aan die gang is met die Satan, Satan, wat entiteit. Ek gaan, wanneer ek oor die demoniese afdeling praat, of die demoniese hoofstukke wat ek by kom, gaan ek nog praat oor die Satan, wat in die Ou Testament voorkom. En dis net amazing. So, julle moet hierdie taboereeks nou volg. Maar toe Michael, die aartsengel, met die duiwel in 'n woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê die Here bestraf jou. En hoeveel Christene vandag wil teen die duiwel vloek en die duiwel jy weet sleg sê en al daai dinge, en hy is sleg, verstaan dit, maar Michael, ek meen, een van die ek wil amper sê, one of the closest angels to the proximity to God, of God, he did not even dare, he did not went into a debate with Satan. Hy het nie eens in 'n debat met Satan gegaan nie, maar toe Michael die aartsengel met die duiwel in 'n woordestryd, julle al sê woordestryd, maar wat ek bedoel is om hom lelik te sê, om sleg te sê. Maar woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy net gesê dat hy het geen lastering durf uitspreek nie, maar het gesê die Here bestraf jou. So die punt wat ek hier wil maak is, hier sien ons Michael, en die sien waarin ons Michael hierso sien, is waar hy met die duiwel in 'n woordestryd is oor die liggaam van Moses. En hy het vir die duiwel gesê dat die Here bestraf jou. Hy het geen oordeel durf spreek nie, maar hy het gesê die Here bestraf jou, en dit is hoe dit was. Hier lees ons dit nou, en dan lees ons dit weer eens van die aartsengel. Ek praat vanaand oor aartsengele en oor ander hiërargie engele. Ons lees van nog 'n aartsengel,
in 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13 tot vers 16 lees ons, om net die konteks te kry, sê, maar broeders, ek wil nie dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie tree soos die ander wat geen hoop het nie, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God so ook die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie voor sal wees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep. Okay, let op term nommer, daai eerste gedeelte, met 'n geroep. Dan met die stem van 'n aartsengel. Met die stem van, wat is daai woord? Met die stem van 'n aartsengel. Hoekom sê ek 'n aartsengel en nie die aartsengel nie? Of hoekom sê die woord, dit sal ek eerder sê, hoekom lê ek klem daarop om die woord 'n en nie die nie? Ons gaan nou daarna kyk. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die bassein van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons dit in die lewe oorbly, so saam met hulle weggevoer word, in wolke die Here tegemoet in die lig, sê vers 17, jy kan dit gaan lees. So, ons sien dat hierdie engel, Michael, wat 'n aartsengel is redelik naby aan die Here. Dis asof hy ander engele, ons het in die verlede gepraat, ek moedig julle aan, as julle nuwe kykers hier is, moenie hierdie taboe-reeks net hier in die middel in hoofstuk 26, jy begin nie 'n boek lees in hoofstuk 26, nee, jy begin ons by heel voor. So gaan kyk op YouTube die taboe-reeks van vooraf, en sê ook vir mense daarvan, van hierdie taboe-reeks. Dan sal jy onthou, ons het gepraat oor die malag, die gewone malag, en die engele. Ons het daaroor gepraat in baie detail, en dit was vir julle, die terugvoer wat ons ontvang het, was vir julle baie kosbaar geweest. Maar hierdie is nie net 'n gewone engel, as ek dit so kan sê nie. Hierdie is ook nie die engel van die Here, wat ek in die afgelope 2-3 episodes bespreek het nie. Hierdie is nie die leerowerste van die skare van God se hemelse leerskare nie. Hierdie engel, of hierdie, ons sê engel, en die woord tereg is aartsengel. Die Hebreëus gebruik 'n ander woord daar. Ek gaan nou sin toe gaan. Hy sê dat met die geroep van 'n aartsengel, nou hy noem hierson nie die naam van die aarts of 'n aartsengel nie. Hy sê net met die geroep van 'n aartsengel. As die Here kom. So ons sien dat hierdie engel is weer eens, he's close in proximity to God, but not too close, because when we looked in previous sessions, toe ons in verlede sessies gekyk het ons gepraat oor die gerubs en die serafs. Onthou julle die gerubs, die cherubim en die serafim, en ons het in detail daaroor gepraat, en dat die vyand, wat vandag bekend is as Satan, die Satan, sal ek eerder sê, belangrik vir daai woord, die Satan, he was an anointed cherub. Dis wat hy was nie 'n aartsengel gewees nie. Satan was 'n anointed cherub, volgens Jesegiel 28 ensovoorts. So, dit is wat hy was. So, daar's hierdie verskillende hiërargie van God se orde wat ons sien. En is dit nie ook ons moet dit reflekteer, want wat waar is in die geestelike riem is ook waar hier op die tasbare, met wat ek probeer sê by dit is, dat dit manifesteer, wat in die geestelike gebeur manifesteer hierdie kant. Dis hoekom jy vandag regering sien, kom ons sê nou maar, ek gaan dit in eenvoud, en ek hoop maar julle verstaan, partykeer gebruik ek nie die regte woorde keuse nie, maar ek probeer dit so maklik as moontlik verduidelik. Net soos dat ons al so baie gepraat het in die verlede oor die hemelse hof en God se leerskare, en net so terloops, weer eens, wanneer ek praat oor die hemelse hof, ek het niks te doen met die teaching wat rondgaan, wat sê die courts of heaven, en jy kan in die courts of heaven ingaan, en al daai goed nie. Ek het niks met daai te doen nie, ek stel nie belang in dit nie. Volgens my, wat ek nou al gehoor het, is dit vir my heeltemal vals, wat ek verstaan van dit. Ek praat van skrifgefondamenteerde dinge, wat ons sien, net uit die skrif uit, wat ons net lees uit die skrif uit. Want daai ander teaching sê, jy kan in die courts ingaan, en hierdie goeders, nie as ek die Bybel lees, as ek die Bybel lees, dan staan God se leerskare aan sy linker en regterhand gereed vir diens, en hulle
Hulle is hulle brandende dis 'n weermag wat gereed staan. So jy kan nie daar inslip en sê, hallo, ekskuus, met alle respek nou. So, ek stem nie saam met daai teaching nie, maar om terug te kom na die punt toe wat ek hier wil maak, is dat ons sien die hiërargie van God se engele, die gerubs. Nou, ons het in die verlede gekyk, en ek wil graag dit vra, en ek wil kyk wie kan die antwoord, want who gave attention to what I've said previously and what we looked in the scriptures? Who has the closest proximity to the throne of God? Wie het die naaste? Who's got the closest proximity? Who is the closest in proximity to God's throne? Wie? Ek sal graag wil hê iemand moet in die kommentaar ietsie sê daaroor. Kom ons gee net 'n 5 sekonde kans net om te kyk of het enige iemand opgelet in die verlede sessies, en dis nie om iemand op 'n slegte plek te plaas nie, maar ek wil net hê julle moet kyk of het julle gekonsentreer in die verlede. Who has the closest proximity of all God's creation and spiritual creation? Who has, yes, daar sê, die serafs. Die serafs en die gerubs. Dis hulle wie they are the closest in proximity to God's throne. They are throne room guardians. That's what they are. Serafs, die serafs en die gerubs. En nou sê daaroor gepraat en ons het in detail, yes, nog iemand wat sê, die serafs en die gerubs dra die troon. Dis 'n baie mooi stelling, daai, want dit kom uit Esegiel uit, wat hierdie persoon Susan quoteer, is wat die troon dra. Dit kom uit Esegiel uit, Esegiel 1 en Esegiel 10. Baie mooi, en Openbaring 5. En ek bly mense begin die prentjies raak sien. So 'n gewone engel, 'n malach they do not have the closest proximity to God. They are only messengers. Wat kan voortgaan en kan boodskappe bring ensovoorts. Maar daar is hierdie ander wat ons van lees, die hemelse leerskare, en ek het so baie in die verlede daaroor gepraat, en ek sal nog weer daaroor praat, maar in die gode wat die Bybel van praat in Psalm 82, God has taken his place in the divine council and he holds judgment among the gods. Ek meen, dis waaroor die hele taboe gaan, is basically oor Psalm 82 vers 1 tot 6. Is hierdie gedeelte om het te verstaan. Maar vanaand kom ons uiteindelik uit, bietjie verder af in die hiërargie, nie te ver af van die gerubs en die serafs nie, is die aardsengele. En dit is waaroor ek vanaand net gou met jou wil praat. En hierdie aardsengele, hier sien ons byvoorbeeld die Here wat self neerdal met die geroep met die geroep, ek gaan dit weer daar lees, want die Here sal self van die hemel neerdal, praat van wat nog moet gebeur. Want die Here sal self van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aardsengel. OK, my eerste vraag, as 'n kritieke leser, en die woord kritiek daar gebruik ek nie in 'n negatiewe vorm nie, maar in 'n vorm van attentive. As daar 'n aardsengel is, beteken dit daar's meer as een. OK? So, hy sê met die stem van 'n aardsengel, en met die geklank en besyn van God, en die wat Christus gesterf het, sal eerste opstaan. OK, ons het dit in Judas 9 ook gesien. En dan gaan ons nou na die Ou Testament toe. Dan gaan lees ons bietjie meer oor hierdie aardsengele. Wel, ons gaan daarop uitbrei vanaand en 'n paar punte aanraak en ook na buiteskrifte kyk. En ons gaan dit baie versigtig doen en ons gaan dit saam doen. Sien julle uit daarna. Nou kom ons gaan na Daniël 8 toe. Daniël 8 lees ons van die visioen wat volg op Daniël hoofstuk 7 wat natuurlik die koninkryke verduidelik in die laaste dae. En hy sê daar in Daniël 8, hierdie is eintlik so powerful, ek moet eintlik hierdie hele hoofstuk lees, want hy praat van die hemelse leerskare ensovoorts, maar hy kom daar in kom ons lees daar vanaf vers 10.
hy praat van hierdie klein horingkie wat uitgekom het en baie groot geword het. So julle kan dit self gaan lees. Van die 4 horings het daai klein horingkie uitgekom. Dink baie van julle is al op daai vlak, het julle dit miskien al gelees het. En dit het groot geword tot by die leer van die hemel. As jy daai lees, leer van die hemel, is dit baie duidelik nie meer hierdie dimensie nie. Dit kan, ek dink julle verstaan wat ek bedoel. It's got to do with God's host, the heavenly host. Dis wat die Engels daar is. Hy sê daar, it grew even to the host of heaven. Dit is baie duidelik, dit is nie ek wat dit sê nie, okay? Dit is die woord van die Here wat dit sê. Dit is nou daai klein horingkie, wat so groot gegroei het, wys jy net wat sy invloed hy gaan hê. Hy sê, en dit het 'n groot woning geword, en dit het groot geword tot by die leer van die hemel, en het sommige van die leer, met ander woorde, van God se leer en van die leer van die hemel, naamlik van die sterre, en sterre is 'n metafoor in die Ou Testament. Dit kan baie keer beteken sterre, letterlike sterre, maar ons het al so baie gesien, so baie in hierdie reeks, dat sterre verwys na engele. Dit is oralste, reg uit die Ou Testament uit, en ek is seker van as ek my ander Bybel sagte ware oopmaak, en ek gaan dit nie nou doen nie, want dit gaan baie tyd opneem. Dan kan ons net oor die sterre, die kokkelwen, kan ons gesels. En die Bybel noem Satan selfs ook die môrester. Of hy was 'n môrester. Jesus is die môrester, maar Satan was he was the son of the morning, sal die Engels sê. Okay. En hy sê, en dit het groot geword en leer van die hemel het sommige van die leer, naamlik van die sterre op die aarde laat val en hulle vertrap, selfs tot by die vors. Nou kom ons, ek moet hierdie in Engels lees. Die Afrikaans is nie vir my baie mooi nie. Ek gaan dit in Engels lees. Kom ons lees dit weer vers 10 in die ESV. Ek hou van die ESV Engels, want dit is die naaste aan die Dead Sea Scrolls, die Ou Testament bedoel ek. Okay, van die ESV. Nou praat hy van daai klein horingkie, it grew great even to the host of heaven, and some of the host and some of the stars it threw down to the ground and trampled upon them. It became great, even as great as the prince of the host. Okay, nou het ons 'n vraag, en as jy papier het, skryf neer Prince of the host, Prince of the host, en kyk as in 'n hoofletter Prins geskryf, moenie aannames maak wie jy dink dit is nie. Just bear with me. It became great, even as great as the prince of the host. And the regular burnt offering was taken away from him, en dan gaan hy so aan. En dan lees hy hier vanaf vers, ek gaan lees net vanaf vers 15. And when I, Daniel, had seen the vision, I sought to understand it. Hy het nou gesoek om dit te verstaan. And behold, there stood before me one having the appearance of man. Nou kan jy ook neerskryf of het highlight, the appearance of a man. So hier staan iemand, hy sê, when he saw it, wanneer hy daar nog gesoek het om die interpretatie van die visioen te verstaan, I say, I sought to understand it, and behold, there stood before me one having the appearance of a man. And I heard a man's voice between the banks of the Ulai, dit is die rivier. And I heard the man's voice between the banks of the Ulai, and it called Gabriel. En wat sê hierdie stem? Ek gaan weer vers 16 lees. And I heard the man's voice between the banks of the Ulai, and it called Gabriel, and wat sê hierdie stem? Gabriel, make this man understand the vision. So he came near where I stood. Nou lees ons van Gabriel, vir een of ander rede. Okay? So he came near where I stood, and when he came, I was frightened and fell on my face. But he said unto me, understand, O son of man, that the vision is for the time of the end. En so kan jy gaan aanlees wat het gebeur met hom, ensovoorts. Okay, so hier lees ons van 2 persone. Ons lees hier van somebody that had the appearance of a man, stem julle saam met my, dis wat hy baie duidelik sê, daar in vers 15, when I, Daniel,
had seen the vision, I sought to understand it, and behold, there stood before me one having the appearance of a man. And I heard a man's voice between the banks of the Ulai, and it called. So met ander woorde, hierdie man se stem roep uit na Gabriel toe, en hy sê, Gabriel, make this man understand the vision. So hier lees ons ook van Gabriel. Wat vreemd is, Gabriel word nooit genoem 'n aardsengel nie. In die Bybel word hy nooit genoem 'n aardsengel nie. En dan kom by nou by dit uit. Nou beteken dat hy is nie ene nie, ons kom nou by dit uit. Okay. Dan lees ons dat ek wil hierdie karakters, Gabriel, julle gaan nou weer van Michael sien, en dan hierdie man wil ons nou in konteks plaas, dat ons kan kyk, wie is hierdie man? Maar voordat ons daarby uitkom, is dat jy moet verstaan dat die enigste twee engele wat se name gegee word in die Bybel, en luister baie mooi wat ek sê, die enigste twee engele wie se name gegee word in die Bybel is Michael en Gabriel. Dis die enigste twee lone, ons noem dit lone names, wat gegee word in die Bybel ek sê engele, maar dis hoër engele hier. Hierdie is nie gewone malach, dis aardsengele, en ons gaan nou kyk na Gabriel spesifiek. Maar hierdie is, hulle is die enigste twee wat se name gegee word in die Bybel. Nou, ek dink kom ons gaan aan met wat ek voorbereid, en dan sal ek gaan weer terugkom by die aardsengele. So, is julle nog met my in Daniël 10, kom ons gaan na Daniël 10 toe, en ons lees daar vanaf vers 4 tot 6. Nou, en eintlik moet ek die hele hoofstuk lees, so julle gaan my nou maar net moet verdra, en ek hou van die ESV, wat die Engels is, veral met hierdie, want hy gaan vir ons baie lekker duidelik dit stel. Hy sê, in the third year of Cyrus, dis nou koning Kores van Perse, a word was revealed to Daniel, whose name was Belshazzar. And the word was true, and it was a great conflict. And he understood the vision and had understanding of the vision. In those days, I, Daniel, was mourning for 3 weeks. So hier sê is Daniel in 'n tipe van 'n vasting. Kom ons kyk wat sê in Engels. En daardie dae het hy vir volle 3 weke getreur. Ek sal miskien maar in die Afrikaans lees, en net waar dit nie duidelik is, sal ek oorgaan in die Engels weer, as dit reg is met julle. Smaaklike spys het ek nie geëet, en vleis en wyn het nie in my mond ingekom nie. En ek het my glad nie gesalf nie, totdat die volle 3 weke om was. En op die 24ste dag van die eerste maand, terwyl ek op die wal van die groter rivier was, dit is die Hiddekel, het ek my oë opgeslaan, en daar sien ek 'n man met linne bekleed. Nou, onderstreep dit, of highlight dit, of noem dit, skryf dit iewers neer as julle aantekeninge maak. Hy sê, ek het my oë opgeslaan, en daar sien ek 'n man met linne bekleed. Weereens sien ons daardie man. Ons sien 'n man met linne bekleed, en sy heupe was omgord met goud van Ufas, en sy liggaam was soos die van krisoliet. Nou, ek wil ook, terwyl ons nou besig is met die engele, met hierdie twee aardsengele, of met aardsengele, wil ek ook, wat ons lees van hierdie man tussen hulle, so ons moet hom identifiseer, en dit is nou wat ons in hierdie program doen, Taboe 26, en sy liggaam was soos krisoliet, en sy aangesig soos geflikker van bliksem, en sy oë soos vakkels van vuur, en sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper, en die geluid van sy woord soos die gedruis van 'n menigte. En ek, Daniel, alleen het die gesig gesien, so duidelik is, dis 'n gesig, die Bybel sê is 'n gesig, visioen met ander woorde. Maar die manne wat saam met my was, het die gesig nie gesien nie. Nogtans het 'n groot skrik hulle oorval, sodat hulle gevlug het om hulle te verberg. Toe het ek alleen oorgebly en hierdie groot gesig gesien en geen kragte meer oorgebly nie. En my gesonde kleur het aan my verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie. En ek het die geluid van sy woorde gehoor,
Toe ek die geluid van sy woorde het ek bewusteloos op my aangesig, met my aangesig op die aarde geval, en kyk, 'n hand het my aangeraak en my op my knie en op my handpalms waggelend laat opstaan. En hy het vir my gesê, nou praat hierdie man, en hierdie is alles in die gees, mense, is alles geestelik, is alles in die gees. En hy het vir my gesê, Daniel, geliefde man, gee ag op die woord wat ek met jou spreek en gaan staan op die staanplek, want dit is nou na jou gestuur. En terwyl hy hierdie woord met my spreek, het ek bewend gaan staan. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniel, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee om jou voor die aangesig van God te verootmoedig, is jou woorde gehoor en om jou ek wil net bietjie kleiner maak hierso, dat julle mooi kan lees. Ok, hy sê, toe sê, dis nou hierdie man wat vir hom sê, toe sê hy vir my, hierdie man, hy sê nou vir Daniel, wees nie bevrees nie, Daniel, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van God te verootmoedig, is jou woorde gehoor en om jou woorde ontwil het ek gekom. So, stop daar. Met ander woorde, Daniel is besig met om homself te verootmoedig, 10 in vasting en gebed, en hy is besig om hom te verontmoedig voor die aangesig van die Here, en iewers skielik kom hy kom ons noem dit nou maar wat Petrus het noem, 'n verrukking van sinne, en die wat by hom was, het verskrik geraak en weggehardloop, en hulle kon nie gesien het die visioen nie, maar Daniel het dit gesien. Wys jou powerful God se presence is, daar het toe almal van hom al weggevlug, maar Daniel het alleen oorgebly daar, en hy het toe hierdie hele visioen gesien, en hierdie man sê vir hom, van die eerste dag af dat jy jou aangesig gerig het om die Here te soek, is jou gebede verhoor. Met ander woorde, op die eerste dag is jou gebede al verhoor. Maar kom ons stop daar. Hoe lyk hierdie man? Ons sien hierdie man is bekleed met fyn linne en hy is liggaam soos chrysoliet en blink geskeurde koper. Klink baie there's similarities. Hier klik julle, vind julle similarities, dink so 'n bietjie rond, baie similarities, fyn linne, ensovoorts. Hier is nie aardsengel nie, net so terloops. Maar dis 'n man wat by hom staan en hy sê, ek het om jou woorde ontwil het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van Perse, sê bietjie die vors, ek gaan dit weer oorgaan na die Engels toe, vers 13. The prince of the kingdom, nou gaan ek my ander sagte ware oopmaak, hierdie is maar 'n bietjie 'n bees van 'n sagte ware, as mens sê eintlik gemaak vir, om soos ek altyd sê, ek gaan na Daniel 10 toe, dan wys ek vir wat sy Engelse woord daar. Ag, die Hebreëse woord daar. Ok. Verdra my net gou 'n oomblik, het ek hierdie kant groot maak. En hierdie kant. Ok. Ek hoop julle kan hier so sien dat ek dit hier toemaak. Okay. Vers 10. And behold, a hand touched, ja, waar was ek nou? Ek was by vers 13. Dan sê hy hierso, hoor nou wat sê hy hierso. Ek gaan dit in Engels lees hierso. And then he said to me, fear not, Daniel, from the first day that you have set your heart to understand and humbled yourself before God, your words have been heard, and I have come because of these words, of your words. The prince, kyk na daai woord prins, sien julle daai woord prins?
Hoor wat is dit in die Hebreëus? Sar. Sar. Okay. So dit kan, en hier's al die moontlike vertalings wat dit kan beteken. In hierdie geval is dit kan dit beteken soos byvoorbeeld 'n commander. Dit kan beteken 'n prins. Ek soek nou net 'n voorbeeld daarvan hierso. Maar hier's soveel voorbeelde wat ek dis hoekom ek met hierdie program eintlik wil werk, Jan. As ek nou eers begin, dan hou mense op nie. Maar hy kan vertaal word as officials, hy kan vertaal word as commander, hy kan vertaal word as ruler ensovoorts. Maar in hierdie geval is dit sar en dit beteken 'n chief ruler. Dit is 'n chief ruler, 'n chieftain ruler. Dit is nou dit kan of 'n fisiese mens wees, of dit in hierdie geval is dit ek hoor of julle verstaan wat ek probeer sê. Dit kan daai woord sar kan verwys na 'n fisiese prins of 'n commander of 'n leader of 'n chief. Dit kan na 'n fisiese mens, so byvoorbeeld sê nou maar ek wil hom nou nie as 'n voorbeeld gebruik nie, maar sê maar Ramaphosa. Dit kan na hom verwys of na een van sy kabinetleiers, dit kan na hom verwys. Of dit kan, daai selfde woord, kan vertaal word as iets, 'n force in die geestelike. Hang af wat die konteks is. Dit is hoe die vertaling, hoe dit werk. Dieselfde met die gewone woord engel. Engel beteken net boodskapper. In die Hebreëus, as jy die Hebreëse Bybel voor jou neersit, gaan jy elke keer lees malach. Jy kan nie die hele tyd sê wel dis 'n engel nie, want op party plekke kom daar een ou na Dawid toe aangehardloop, na koning Dawid, en daai ou is 'n malach. En dis nie 'n engel nie. Dit was 'n ou wat op sy voete gehardloop het en hy word 'n boodskapper genoem. So hang af wat is die konteks. Dan weet jy, is dit nou iets in die geestelike, of is dit nou iets wat soos in hierdie, maak dit sin, ek hoop dit maak sin wat ek probeer sê, ek probeer myself oorbring op, laat dit sin maak, so met ander woorde, dit kan of 'n fisiese force, ruler, official, so wees, of dit kan 'n geestelike wees. In hierdie geval in Daniël 10, wat se ene is dit? Is dit 'n normale ene, of is dit 'n geestelike ene? En ons sien dat in hierdie geval is dit 'n geestelike een. Kom ons kyk verder. So onthou net die woord sar, ek gaan na my ander baie sagte woorde toe gaan. Okay, dan sê hy the prince of the kingdom. Hierdie is awesome. The prince of the kingdom of Persia. Die force van die koninkryk van Perse withstood me 21 days, but Michael, one of the chief princes. Let op daai woord. Wat staan daar? Michael, one of the chief princes came to help me. So hierdie Michael het gekom om hierdie man te kom help. For I was left there with the kings of Persia, and came to make you understand what has happened to your people in the latter days, for the vision is for yet to come. When he had spoken to me according to these words, I turned my face toward the ground and was mute. Maar kom ons gaan net eers terug. Hy sê, the prince of the kingdom. Het jy geweet, elke koninkryk het 'n sar, 'n force, 'n sterk man, 'n owerheid. Ek probeer nou Nuwe Testamentiese terme gebruik. Soos julle weet, ek is meer op Ou Testament, maar ek probeer Nuwe Testamentiese terme gebruik wat julle sal onthou het, hoop ek. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen nie, wat? Teen nie? Magte, die owerhede, die bose gees in die lig, ensovoorts. Hy sê, teen die magte,
Wat is daai magte? Nou, in die Grieks is dit iets anders, maar as dit ek in Hebreëus sou geskryf het, sou dit Sar gewees het. Sou dit die Vors gewees het. So kan jy sien dat die koninkryk van Perse het 'n Vors oor hom. Net so het Suid-Afrika 'n Vors oor hom, in die gees. Ek hoop dit maak sin. Ek hoop dit maak sin wat ek probeer sê. Ek sien daar's nie veel interaksie en ek hoop maar wat ek sê maak. En so kom ons gaan maar net aan. Hy sê the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. So hierdie is nie 'n gewone ou nie, dit is 'n Vors gewees. The prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. But Michael, wie's Michael? Hy is 'n aartsengel. Ons het mos nou dit gesien in die Nuwe Testament. Hy's 'n aartsengel. En sonder die Nuwe Testament, die Jode, kom ons sê die Jode, want hulle gebruik nie die Nuwe Testament nie. Hulle glo ook hy's 'n aartsengel. Hoe weet ons dit? As gevolg van iets wat ek nou by gaan uitkom. Maar onder andere, one of the chief princes came to help me. Nou, let op daai woord. Hierdie is Michael, dis 'n aartsengel. And he's one of the chief princes. Came to help me, for I was left there with the kings of Persia. And came to make you understand what has happened to your people in latter days, for the vision is for yet days yet to come. When he had spoken to me according to this word, I turned my face toward the ground, and I was mute. And behold, one in the likeness of the child of a man touched my lips. So hier lyk iemand nou weer raak aan Daniel se lippe. En dis nie 'n engel nie, dit is one likeness of the children of man touched my lips. Dit lyk soos 'n mens wat in sy lippe gevat, met ander woorde. Then I opened my mouth and spoke, and I said to him who stood before me, "Oh my Lord, by reason of the vision, pains have come upon me, and I retained. How can I," en dan gaan hy aan, nou praat hy, en nou kom hy hierso in vers 20. And I say, then he said, "Do you know why I have come to you?" Hier is nou alles in die gees wat dit gebeur. Vir Daniel is dit nou fisies, maar onthou die ander ouens sien dit nie. Net Daniel sien dit, want dit is in die gees. Dit is 'n visioen wat hy sien. Then he said, "Do you know why I have come to you? But now I will return to fight against the prince of Persia." So, hy moet weer, so met ander woorde, kan ek dit nou net in 'n en ek bedoel dit met die grootste respek, en ek bedoel om niemand se intelligensie te onderskat nie. Dis nie wat ek doen nie, ek doen dit vir myself. As hy het van daar af gekom, na Daniel toe, ek kan nie sien nie, na Daniel toe gekom, en nadat hy met Daniel gespreek het, sê hy, nou dat ek klaar met jou gespreek het, nou moet ek weer teruggaan. Maar hier tussenin is die Vors van die koninkryk waarin jy is. Met ander woorde, Daniel, jy is hierso in Perse, jy is hierso in 'n koninkryk, maar oor hierdie koninkryk is daar 'n Vors. Daar's 'n sterk man. En hy sê ek moet weer teruggaan. Ek het jou gebeure is op die eerste dag al verhoor. Hierdie is Daniel. Jou gebeure is op die eerste dag al verhoor, en ek het gekom, so Daniel het gebid, en hy het gesê, jou gebede is verhoor, ek wou gekom met my, hierdie oud my weerstaan, en toe moes ek vir Michael gevra het om my te kom help, toe het ek afgekom, en ek het vir die woorde gegee, en nou wil ek weer teruggaan, maar wanneer ek teruggaan, moet ek weer daai ding, moet ek hom nou weer gaan ontmoet, en kyk wat sê daar so, hy sê, then he said, "Do you know why I've come to you, but now I will return to fight." Kom ons kyk wat sê die Afrikaans, of sê hy dit mooi. Toe sê hy, weet jy waarom het ek nou gekom? Ek moet dan nou teruggaan om te veg met die Vors van Perse. Ek moet nou gaan veg teen die Vors van Perse. En as ek heen gegaan het, kyk, dan kom die Vors van Griekeland. En as ek nou vir julle dit verduidelik, net opsom, as jy gaan kyk na die koninkryk wat gekom het, hierdie het eers in die gees gebeur, toe manifesteer het in die fisiese. Want wat was die koninkryk gewees? Dit was Babylon, toe was dit die Meders en Perse,
dis hierdie tyd wat Daniel in was. Hy was net na Babylon. Is Babylon toe die Meders en die Perse? En wie was na die Meders en die Perse? Griekeland. En na Griekeland, Rome. Okay, en raai wat? Nog voor Griekeland in bewind gekom het, sê hierdie ou vir hom, ek moet nou gaan veg alreeds teen die vors wat teen die koninkryk se vors wat op pad is. Ek hoop ek maak julle die mekaar nie, maar toe sê hy, weet jy waarom het ek nou gekom? Ek moet dan nou teruggaan om te veg teen die vors van Perse. En as ek heen gegaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland. Dan kom die vors, die Tsar van Griekeland, die geestelike Tsar. Nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskryf is in die boek van waarheid, en daar is nie een wat hom saam met dapper gedra het, en hy is behalwe julle vors Michal. Ek gaan dit in die Engels daar lees, wat hy sê. But I will tell you what is inscribed in a book of truth. Daar is 'n boek in die hemel met die naam van Book of Truth. There is none who contends by my side against these. There is none that contends. Daar's niemand wat veg saam met my against these forces, against these princes, against these, but only Michal, your prince. En dan wil ek eers na Daniel hoofstuk 12 ook kyk, en vers 1 en 5. At that time shall arise Michael. Wie's Michael? Hy's 'n aartsengel. At that time shall arise Michael, the great prince who has charge of your people. And there shall be a time of trouble such as has never been since there was a nation until that time. Dit praat nou van die einde. But at that time your people shall be delivered, everyone whose name shall be found written in a book. En dan gaan hy hier aan, en dan sê hy so, knowledge will increase, maar dan sê hy hier so, then I, Daniel, looked, and behold, two others stood, one on the bank of the stream, and the one of the bank of the stream. En so gaan hy aan, en dan sien hy weer hierdie man. And someone said to me, clothed in a linen, who was above the waters of the stream, how long shall it be till the end of these wonders? And I heard the man clothed in linen who was above the waters of the stream. He raised his right hand and his left towards heaven and swore to him who lives forever, that it would be for a times and half a time, 3,5 jaar. En so gaan hy aan. Okay, so ons kry duidelik 2 karakters in Daniel, eintlik 3. Eerste een is Michal. Wat word Michal genoem van Israel? Die vors van Israel. Die prins van Israel. As ek Jerusalem toe gaan, dan vra ek vir die toergroep, as ek die toer aanbied, dan sê ek vir hulle, wie is oor Israel aangestel? Ons weet wie is oor Iran, of ons weet daar is 'n vors oor Iran, ons weet daar is 'n vors oor Israel, oor Suid-Afrika, en oor Kenia, en oor Amerika, en mense, dis hoekom maar intercessors om te bid, ensovoorts. Maar wie is aangestel as vors oor Israel? Daar's 'n vors oor Israel. En wie is dit? Michal. En wie is Michal? Michal word genoem in die Nuwe Testament 'n aartsengel. En ons sien ook hoe hy teen Satan oorlog voer in Openbaring 12. En julle kon dit onthou. Nou is die 'n observasie wat ek wil maak in Daniël hoofstuk 10. Sien ons dat daardie man wat Daniël se gebed verhoor het gekom om aan Daniël die boodskap te lewer. Hy sê, maar ek was weerstaan vir 21 dae lank, was ek weerstaan gewees. Hy sê, en ek het vir Michal gevra om my te kom help, om te veg, om deur te veg, dat ek vir die boodskap kan bring. En nou moet ek teruggaan, en wanneer ek teruggaan, dan gaan die vors van Griekeland kom. En dit het presies so toe gebeur. Griekeland was die volgende koninkryk wat gekom het. Maar 'n observasie wat ek wil maak, hierdie man is nie aan enige spesifieke nasie se kant nie. Michal is. Maar hierdie man wat die boodskap gebring het, is nie aan enige nasie se kant nie. Maar ondersteun die wie aan sy kant is. Dit klink miskien 'n mond vol, maar hoor baie mooi wat ek vir sê. Hierdie man wat ons van lees ons
dat hy is nie aan 'n spesifieke kant van enige, hy is aan hy is ondersteun die wie aan sy kant is. Hy het 'n boodskap wat hy vir Daniël moes gebring het. En Michal was die ene wat geveg het. Dis miskien bietjie tegnies, maar ek hoop julle verstaan dit. Hy is dus die prince of the host. Daai wat ons eerste van gelees het, the prince of the host. So hierdie man wat ons van lees, is the prince of the host. Dis 'n hemelse wese wat ons van lees, en dan lees ons Michal word genoem the chief of the princes. Ons het dit nou net gelees in Daniël 10 vers 13. Kyk weer wat sê hy daar. Hy sê hier in vers 13. The prince of the kingdom of Persia stood me 21 days, but Michael, ek meen hy is die aartsengel, one of the chief princes. So is daar, nou wil ek die hierdie begin bietjie draai. Is daar ander prinses, ander sar, die Hebreëse woord, S-A-R, sar, is daar sar, is daar ander prinse wat in die hemelse, wat in God se army is, as ek dit so kan sê? Verseker, want die Bybel sê, he is one of the chief princes. So is daar meer as een chief prince. Jou Bybel sê dit. Hy sê, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I was left there with the kings of Persia. Michael, one of the chief princes. Onthou jy, ek het nou toe sy Nuwe Testament begin het te lees ek, met die groep van 'n aartsengel. So is daar meer as een aartsengel? En die antwoord is dat, die eerste plek wil ek net dit duidelik maak, dat daai man met die linnekleed ensovoorts, he is the prince of the hosts. Dan die tweede plek is, Michal is 'n aartsengel, wat die Nuwe Testament vir ons sê, en dan nommer 2 is, hy is one of the chief princes. So is daar meer as ene, en ek wil begin my haas om klaar te kry, en om dit vir julle te sê. Wat beteken die woord archangel? Die woord archangel, en ek wil net die volgende sê, in die katholieke kerk, ek gaan nou vir julle wys, as ek die katholieke Bybel oopmaak. Die katholieke Bybel het 73 boeke. Ons Bybel het net 66. Die vraag is, waar kom die ander vandaan wat in die katholieke Bybel is? En as jy nie weet nie, dan moenie sê dit is demonies of iets soos dit nie, want jy moet baie versigtig wees wat jy sê. Ek sê nie daai is geïnspireerd nie, wat ek wel sê is dat as jy die vertalings verstaan en die Septuagint wat in Jesus se tyd gelees was, daai boeke was beskikbaar wat Jesus kon gelees het. Dit was in Jesus se tyd gewees, en toe die Bybel vertaal was na Grieks toe, was daai boeke, en ek sal later oor vertalings praat, ek wil nie nou my tyd daarop spend nie, maar kom ons gaan net gegaan, ons lees oor die archangels. Dis het ek wel gesê, die katholieke aanbid aartsengele, en ons kan dit nie doen nie, en jy sal sien, dis hoekom, onthou jy, baie van julle dames wat na my kyk, het so ding gehad, julle het so pendant gehad op 'n tyd, goue pendant, of 'n silwer pendant, dan is dit Sint Christopher, onthou jy, en Sint Christopher. En wie is Sint Christopher? Nou, hy is 'n saint, Saint Christopher. Hy is 'n saint wat mens beskerm op mense weg, dit is hoekom julle kon dit onthou, sê vir my as julle dit onthou, die Saint Christopher pendant, wat mens gedra het, dis 'n katholieke ding daai, maar baie het ook die engel gedra, die engel Michael gedra, wat, die aartsengel Michael gedra, teken van hom. Baie van julle kan sê of julle kan onthou. Baie van julle weet nie eens wat daai teken was nie. Julle het maar net daarvan gehou. Het gelyk soos 'n man wat sy seentjie dra met so stok. Dis Saint Christopher daai. En die ander ene lyk maar net soos 'n engelbeeld, maar is 'n mooi goue hang. Dis baie mooi. En dink jy, wat is dit? Die katholieke dra dit om te assosieer met Michael, om te sê, Michael, please guard me on my way,
help me, en so hulle invoke hierdie engele, wat ons nie kan doen. Ek weet nie waar kom hulle aan hierdie leerstelling nie, maar nietemin, so die term aartsengel refers net, dis al waaroor die aartsengel beteken net a high ranking angel. Dis wat aartsengel beteken. It may have been originated in literature before the time of the New Testament, such as in the book of First Enoch. So dit is waar hierdie terme vandaan kom, hierdie aartsengele. Die woord aartsengel, waar kom dit vandaan? Want ons sien dit nie in die Ou Testament nie. Ons sien dit wel verskyn in die Nuwe Testament. Ons sien dit wel verskyn in die Nuwe Testament, net 2 keer. Maar waar het hierdie woord ontstaan? Tussen die twee testamente, in die tyd van ons noem dit die intertestamental period time, in die tyd van selfs ons Here Jesus Christus, tussen die testamente, die rabbies het hulle gepraat oor die chief angels, en hierdie gesprekke het reeds begin met die Babyloniese ballingskap, toe hulle in Babylon was met Babyloniese ballingskap. Ek weet ons sien Daniel, wat oor hierdie engel ensovoort, so hy moes dit neergeskryf het, notas gemaak het, en kom ons sê nou maar, my terme, die rabbies, en die lesers, en die wetgeleerders, skrifgeleerders, en so het hulle hierdie naam opgemaak, aartsengel, wat beteken chief, prins, of a hoë ranking engel, en dit is wat aartsengel beteken, en volgens baie as ek sê Christelike kerke sit ek onder die breë spektrum, die Eastern Orthodox, Coptics, die Katholieke, Assyrians, ensovoorts, hulle glo nog steeds aan die hulle glo daar 7 aartsengele. So, en die aartsengele se name, kan jy gaan kyk, ek meen, die aartsengele se name, hulle het verskillende, daar's baie, party het hierdie name, party het daai name, hang af as jy met 'n rabbi praat, dan sê hy, daar's 7 aartsengele, en dit is hierdie 7, en die Christene sal sê, is hierdie 7, dan verskil daar net 1 of 2 van hulle, en dis Michael, Gabriel, Raphael, Suriel, Saradiel, Uriel en Jeremiel. Dit is die 7, wat hulle sê is die 7 aartsengele. Ek sê maar net wat hulle sê, is die 7 aartsengele. En dan verwys baie van hierdie rabbies na skrifte toe, en ek vat dit nie as gesag nie, ek sê maar net vir julle, I just relate to you what they are saying. Dan verwys hulle na skrifte toe, soos byvoorbeeld in Sagaria, kom ons gaan na Sagaria toe, Sagaria 4 vers 10. Is dit nou hierdie? For whoever has despised the day of the small things shall rejoice, and shall plumb the line in the hand of Zerubbabel. Nou sê hy so, these 7 are the eyes of the Lord, which reigns through the whole earth. En selfs in Openbaring lees ons van die 7 geeste wat voor God staan. So kan dit wees, kan moontlik wees, daar's dinge wat vir my en jou verborge is, maar hierdie gesprek het al reeds in Babylon begin, toe hulle 'n Babyloniese ballingskap was, die Jode, toe hulle daar was, het hierdie gesprek reeds begin, en dit was oorgedra, selfs in die tyd van ons Here Jesus, soveel so, dat Judas en Petrus ook die woord aartsengel gebruik, en, ekskuus tog, nie Petrus nie, Judas die woord aartsengel gebruik, en ook Paulus die woord aartsengel gebruik. So hy sal dan sê, 'n aartsengel, so het Paulus, as ek met hom kon gesit en praat het, so hy vir my kon gesê het, so Paulus is al meer as 1 aartsengel, wees hulle, en natuurlik dis opgeskryf, dit wat in Paulus se tyd, wat hulle geglo het, wat hulle geleer het, is opgeskryf tot vandag toe. Ons het tot vandag toe daardie boeke. En ja, hulle glo dat daar is 7 aartsengele, wat interessant is, maar wat ek nie vat as canonical nie. So, net om vir julle byvoorbeeld te wys, waar gaan ek het doen? Kom ons kyk hier na, byvoorbeeld, die katholieke Bybel lyk as volg, en nie net die katholieke Bybel nie, die Ou Testament wat in die tyd van ons Here Jesus gebruik was die Septuagint. Die Septuagint
kom ek breek dit net vinnig neer. 300 jaar voor Christus in Alexandria, Egipte, daar was daar 70 Jode wat die Ou Testament vertaal het in Grieks, because Grieks was die onthou, Alexander die Grote was van Griekeland af gewees, en hy het van Macedonië af regdeur tot by Indië, en in Afrika in, Egipte, regdeur tot teen Tunesië, Libië, Tunesië, Algerië, het hy oral, en he expanded his kingdom, his vast kingdom, en wat was die common taal, is Koine Greek, dit was die taal gewees, die taal wat almal verstaan het, dit is die taal wat hulle, alhoewel elke tribe het miskien sy eie taal gehad, maar die internasionale taal, as ek het so wil kan sê, in eenvoudige terme, was Koine Greek gewees. So wat die rabbies gedoen het, is dat hulle toe die Septuagint, het hulle was 70 gewees, in Alexandria, Egipte, en hulle het die Ou Testament vertaal in Grieks in. En toe hulle en ek sal nog by die vertalings van Bybels uitkom, as julle uitsien daarna. So, toe hulle dit vertaal het, was daar buite, wat ons ken as buiteboeke daarin gewees. So, daai Septuagint was selfs, want daai is 300 jaar voor Christus geskryf. So in die tyd van die Here Jesus Christus, wat was die algemene taal? Die algemene taal. Hoor mooi wat ek sê, wat was die algemene taal gewees, wat gespreek was van, weer eens, Rome af tot in Indië? Wat was Grieks? Dit was, jou Nuwe Testament is in Grieks geskryf. Jou hele Nuwe Testament is in Grieks geskryf. Maar selfs is daar ook 'n kopie van die Ou Testament, as ek dit so kan sê, nie 'n kopie nie, daar is 'n Ou Testamentiese skrywe wat die Septuagint is, wat ook in Grieks is. En Jesus sou bekend gewees het met baie van hierdie boeke. En die disciples was bekend met baie van hierdie boeke. Nou, ons glo dit is nie canonical nie. It's not canonical status. Dit is nie geïnspireerd nie. Dis wat ons glo. Dis nie geïnspireerd nie. Maar dit is interessant om te lees as jy nou klaar regtig baie Bybelkennis onder die knie het en regtig jou Bybel goed ken, is dit interessant om van hierdie boeke te lees, soos 1 Makkabees verduidelik vir jou die geskiedenis wat gebeur het tussen net na Alexander die Grote en Antiochus Epiphanes. Amazing geskiedenis, en dit is geskiedenis, en dit is genuine geskiedenis. En dit is nie nodig om te sê dit is 'n geïnspireerde boek nie, dit is nie 'n geïnspireerde boek nie, maar dit is 'n geskiedenisboek, maar tog is hy in die Septuagint. Hoekom ek al hierdie goeters gesê het, is toe die Katolieke Kerk naderhand in die wat ook al, as ek oor die Bybelvertalings praat, sal ek met julle daar praat, net na die tyd van ons Here Jesus Christus, was die Nuwe Testament in Grieks natuurlik gewees, en wat hulle toe gedoen het is, hulle het die Septuagint het hulle uitgelees, want hy is Grieks, dis die Ou Testament, Grieks Ou Testament, want die Masoritiese teks, en ek sal nog praat oor die Masoritiese teks, was eers 200 jaar na Christus volledig gewees, 100 jaar, jy kan maar sê 200 jaar na Christus was hy compleet volledig ensovoorts gewees. En so met ander woorde, jy het intussen tyd dat jy die Septuagint gehad om te lees. So toe die Vulgate geskryf is, was hy geskryf gewees uit die Septuagint uit, en baie van dit uit die Septuagint uit, as ek het so kan sê. En hoekom ek al hierdie goeie sê, is dis hoekom die Katolieke Bybel tot vandag toe hierdie buiteboeke het. Dis hoekom die Katolieke boeke tot vandag toe die Bybel het. Want dit kom net so van daai tyd af, is dit tot vandag toe nog uit al hierdie buiteboeke. Kom ons kyk gou na een van hierdie gedeeltes. 2 Esdras, en hier is nie skrif nie, ek wil noem maar vir julle, om wil te wys waar die Septuagint, kom ons gaan eers na Tobit toe, Tobit 12, en hy sê daar in vers 15, hy sê, en hier noem hy een van die aartsengele se naam,
Vers 14. And now God has sent me to heal thee and Sarah thy daughter-in-law. I am Raphael. So hier noem hy nou een van sy name. Nou weer eens, ek sê nie hier is geïnspireerd nie, asseblief mense. Ek vra julle mooi, luister net wat ek sê. Dit is in die katholieke Bybel. En dit was dit was 300 jaar voor Christus was hierdie al geskryf gewees. So, I am Raphael, one of the 7 holy angels which represents the prayers of the saints and which go in and before the glory of the Holy One. Dit klink baie soos Openbaring, so terloops, né? As jy lees van die tabernakel van God in die bakke en so voort. So daar kan correlations wees, maar ons plaas dit nie as protestante op canonical status nie. So dan natuurlik ook 2 Esdras hoofstuk 4, lees ons van nog 'n aartsengel. And the angel that was sent unto me, whose name was Uriel, gave me an answer. Okay, so hier lees ons van Uriel. And I said, tell on me, my Lord. Then he said to me, go thy way, weigh in weight of fire or measure. So met ander woorde, hier praat Uriel, dis net om te wys, hierdie is Uriel. Ek wil net gou lees vers 20. So dit is van die engele se name, like die aartsengele se name. Then answered he me and said, thou art given John, net sien, hier is nie nog 'n naam wat hier gegee word nie. En ek het nou nie deur al hierdie buiteboeke gegaan nie, en ek gaan ook nie daardeur gaan nie, maar as jy wil sien, waar kom dit vandaan, die idee, dit is hoekom ek dit vir jou gewys het, die idee. So weer eens dan sê hierdie buiteboeke ook, en die Jode glo dit tot vandag toe, die Katholieke glo dit, die Koptiks glo dit, die Assyrians glo dit, die Orthodox glo dit, die Griekse Orthodox glo dit, soos ek gesê in die Katholieke glo dit ook, dat daar is tot die Jode, soos ek sê, glo dit, daar is 7 aartsengele, en dit is Michael, Gabriel, Raphael, en dan die ander name wat ek nou vir jou genoem het. Okay, so archangel are not found in the Old Testament, en ek gaan nie meer volstaan nie. Archangel is not found in the Old Testament, maar toch sien ons, al is die aartsengel nie, sien ons nie die naam, die woord, aartsengel in die Oud Testament nie, sien ons dat daai idee het so vastgeslaan in die geskiedenis van die Jodendom, dat het in die Nuwe Testament gebruik, Paulus die woord aartsengel, en Judas gebruik die woord aartsengel, en hulle is, aartsengele is natuurlik wie in gereedheid staan, om God se opdragte uit te oefen. Dis hoekom Gabriel kan 'n aartsengel wees, baie Christene glo hy's 'n aartsengel. Die Bybel sê net nie hy's 'n aartsengel nie, maar baie Christene glo hy's 'n aartsengel. En dis hoekom hy was die ene wat vir Maria boodskap gebring het, hy's die ene wat dit, hy's die ene wat dat ensovoorts. So hoekom bied jy dit aan, Dion? Want ek het nou oor 'n hele reeks gepraat van die heilige leerskare van God, al hierdie verskillende hiërargies. En ek hoop vanaand het hierdie bietjie vir julle closure gebring oor die aartsengele, dat ons sien wat ek nou met julle gedeel het, en ons sien dat ook Michael is die vors, hy is die prins, hy is die ou met die swaard oor Israel. Hy is die, en hy gaan Israel ook aan die einde van dag, en jy lees daarvan, ek dink ek sal met dit afsluit. Kom ons lees in Openbaring 12, ekskuus tog, Openbaring 12, Openbaring 12, kyk wat sê hy so. En daar het 'n groot oorlog in die hemel gekom. Daar het 'n groot oorlog waar gekom? In die hemel. Michael, hier lees ons weer van Michael. Hoeveel keer het ons nou al van hom gelees? En sy engele. Wat sê Daniel hoofstuk 10 nou weer? Dat hy is one of the, onthou jy dit? As ek nou Daniel dadelik nou oopmaak in een sitting, dan gaan dit dalk vir jou sin maak. As ek vir jou dit lees. As ek hier sit. And the prince of the kingdom of Persia stood between Michael, one of the chief princes. Michael, one of the chief princes. So een van die hoofengele wat die Jode noem en baie Christene noem aartsengele. En nou kom Johannes en hy skryf hierdie, en hy sê,
in Openbaring 19. Ag, ekskuus tog Openbaring 12. Waar kom ons ek in 19? Openbaring 12 vers 9. Daar het die oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele. Maak daai 2 verse nou sin as jy nou dit lees saam met Daniël. Maak dit sin? Michael en sy engele het oorlog gevoer. Oorlog is engele. Want ander engele is net boodskappers. Verstaan julle hoekom ek die taboe-reeks aanbeveel, kyk van hoofstuk 1 af? Dat jy alles verstaan. So hierdie is oorlogsengele. Nie alle engele is oorlogsengele nie, maar hierdie is. Hulle het oorlog gevoer teen die draak. Wie is die draak? Ons gaan nou kyk. Teen die draak. En sy engele het oorlog gevoer. Wanneer ons oor demonologie gaan praat, gaan ons oor hierdie goed praat. En hulle kon nie oorwin nie, maar hulle plek was nie meer in die hemel te vind nie. Ek gaan oor dit praat, wat bedoel hy daar as hy te sê hulle plek in die hemel was nie te vind nie. Dis nie vir nou nie, ek sal later oor daar praat. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. So, hier sien ons dat hy is neergewerp en hulle was ek probeer kyk waar staan die 2/3 of 2/3 OK, so met ander woorde geliefdes, hierdie draak is neergewerp, maar Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die Satan en die duiwel. En ek dink dit maak net vir mens meer sin, as mens, nou kan ek meer verstaan oor aardsengele. Maak dit my geloof meer kompleet, of enigiets soos dit, of vat dit weg van my geloof? Nee, dis net interessant om hierdie goed te weet, en dit wys vir ons ken nie 'n druppel eintlik van regtig wat in ons Bybel, as ek sê ons, bedoel ek nou nie jy, ek wil nou nie uitsonder nie, ek sê net, mense ken dit in volle, die woord, niemand van ons sal ten volle die woord van God ken nie, maar ek dink jy verstaan wat ek bedoel, as ek sê, daar is soveel dieptes en rykdom in God se woord. So, vanaand het ek gepraat oor die aardsengele, en ek hoop dit vir julle iets beteken, ek glo dit het, en ons gaan met die volgende sessie, gaan ons praat oor, ek sal kyk waar gaan ons volgende keer praat, but then we're going to shift over to demonology, en dit is baie, baie belangrik, en ek gaan met julle daaroor praat, en ons gaan natuurlik verder kyk na die seuns van God, na wat het gebeur, en daar is nog baie wat voor lê. Ek sal baie graag net van julle wil hoor, is stuur net 'n boodskap om te sê, geniet julle die taboe-reeks, enige voorstelle van julle kant af, asseblief stuur daar na die 07637333143 nommer toe, of na my nommer 0832982035, kan jy toe enige voorstelle, enige vrae, enige iets wat julle aan dink, vir die vrae nie, ekskuus tog, moenie vra nie, e-pos jou vrae na info@dionallers, moet asseblief nie vra op WhatsApp nie, maar ek sal net graag hoor, is hierdie nog, is julle nog met ons, en so aan, en dan natuurlik ook, asseblief, ons vra vir julle bydra, geliefdes, ons weet elke keer as ek vra vir asseblief help ons met bydraes, sien ek in my gedagtes, mense sit en hulle dink, ag nee, ek gaan dit nie doen, die volgende ou gaan dit doen, die volgende ou gaan dit doen, volgende ou gaan dit doen, en besef jy dat daar is feitlik, daar is so min wat bydra, en dit is wat vir ons baie hartseer is, so moenie, asseblief, ons vra jou, hier is waar jy ook kos kry, bless ons, bless die bediening, gesaai teenoor die Here, en weet dat die Here sal jou seën. En weer eens, as jy asseblief dra by, moenie dink elke keer ander mense gaan dit doen, ek gaan terugsit nie. Dis juist die gevaar, dis juist die gevaar. Selfs met baie dinge wat ons wil doen. Hierdie week het ek met my ma, dank die Here, ek het nog my ma by my, praat ook met haar oor hierdie saak. Toe sê ek vir haar, dat dis asof die mense altyd dink die volgende ou sal, die volgende ou sal. En dis vir ons baie hartseer. So asseblief help ons finansiëel, staan ons by, en die Here seën vir u. En weer eens,
WhatsApp as jy enige voorstelle het en net sê yes of maar as jy vra het info@dionallers.co.za. Mag die Here vir u seën. Amen en